Ja, in my jare in die strafhowe en ook in die siviele howe tot 'n groot mate het ek opgemerk dat as jy getuienis aanbied van 'n voorval wat plaasgevind het, is dit belangrik vir party regters om behoorlik georiënteerd te wees. So wat gewoonlik gebeur by 'n misdaadtoneel is dat die forensiese afdeling van die polisie kom daar en dan het hulle mense wat plan van die plek optrek, wat wys waar die koeldoppies geval het, waar dit gebeur het, waar dat gebeur het. Nou daardie goed wat hulle self kan waarneem, sit hulle self in, maar dan is daar ook goed wat hulle nie weet nie, wat hulle byvoorbeeld by die slagoffers wil uitvind. Byvoorbeeld, waar het die man gestaan toe hy jou geskiet het, byvoorbeeld, so dit die beding. Dan sal die slagoffer dit sê, dan sal die plantekenaar sal dit dan op die plan aanteken, dan het hy gewoonlik 'n sleutel tot die plan en dit wys hy nou vir jou presies wat gebeur het. En so gebeur het, baie hartseer storie eintlik, dat 'n baie ordentlike vrou, 'n vrou wat regtig baie gesteld is op haar waardigheid. Ja. Sy word na haar huis aangeval in die kombuis waar sy besig is om te kook en die twee skollies gryp haar daar, kom by die agterdeur in, gryp haar daar, rand haar erg aan daar, sleep haar daarna na die slaapkamer toe, daar verkrag hulle vir haar. Daarna sluit hulle vir haar in die badkamer toe. Daarna dwing hulle haar om die kluis te gaan oopsluit en so aan. Nou, met ander woorde, daar's 'n geweldige beweging binne hierdie misdaadtoneel wat daar plaasvind. Nou die polisieman gekom natuurlik nou na die tyd. Sy is gelukkig nie dood nie. Sy is deur die polisieman op die toneel gekry, na die distriksgeneesheer toegeneem waar sy nou behandel is en waar daar deppers geneem is en sovoorts. En daarna het sy nou, toe die forensiese polisieman nou die plan gaan optrek van die toneel, het sy nou vir hom die punte uitgewys. Hier het sy gestaan, toe hulle ingekom het, by daai deur het hulle ingekom, toe het hulle haar gevat en na daardie plek toe, en van daar af na daardie plek toe en so aan. So nou, soos ek sê, party regters verkies dat jy sommer met jou eerste getuie, moet jy die plan voor hom plaas. Ook baie maal is daar foto's van die toneel, sodat hy homself kan oriënteer en dat hy kan min of meer sien hoe die dinge werk. Ja. So gebeur dit toe in die saak dat dit is toe presies wat gebeur, die getuienis van die polisieman word aangebied heel eerste en hy handig die plan in, maar nou baie van die inligting wat die polisieman gee op die plan is nou hoorsê, né? Dit is nie, hy het dit nie self gesien nie, dit het hy by die klaagster gehoor. So jy's nou, daardie getuienis word nou voorlopig toegelaat, want dis hoorsê, eintlik word hoorsê normaalweg nie toegelaat nie, behalwe in uitsonderlike gevalle, maar in daardie geval word dit voorlopig toegelaat op die voorwaarde dat die persoon wat die inligting wel gegee het, wel sal kom getuig. En eers as daardie persoon dit kom bevestig dat dit wel gebeur het, dan is die getuienis in totaal toelaatbaar. Dis maar soos dit werk. Ja. So gebeur dit, die polisieman bied eers sy getuienis aan, die regter is gelukkig, is foto's van die toneel, hy kan presies sien wat gebeur en sovoorts en sovoorts. Volgende is die vrou. Nou kom sy getuig, sy vertel die hele storie op 'n baie waardige en mooi manier. En heel aan die einde, om nou die verbinding te maak tussen wat sy nou vir die hof vertel en die plan wat die polisieman opgetrek het en die foto's wat geneem is, vra die aanklaer vir haar, sy's Engels sprekend ook, and did you point out the scene of the crime to the investigating officer? Menende dat sy nou al die punte wat in die plan is aan die polisieman uitgewys het. Ja. Maar toe sy daai vraag kry, toe sy so 'n geskokte stilte. En na so ruk is sy half verontwaardig. Sy sê, "No, definitely not." En die aanklaer is heeltemal onkant gevang, want dit is, daar's geen twyfel nie, sy het dit aan die polisie uitgewys. Ja. En hy sê, "Did you not point out the scene of the crime to the police?" Hy sê, "No, definitely not."
En uit desperaatheid dink die aanklaer, miskien het sy nie besef dis 'n polisieman vir wie sy dit wys nie en sê, now to whom did you show or point out the scene of the crime to anybody? Sy sê, yes. To whom? Sy sê, only to the district surgeon. So duidelik het sy die scene of the crime is nie dieselfde wat die aanklaer in gedagte gehad het nie. Keuse vrou, ja. Presies toch. Shame man, wat het toe gebeur in daai saak? Nee, daai ou is ek kan nie onthou of hy doodstraf gekry. Ek dink hy het die doodstraf gekry. Sure. Ja, ek het die doodstraf gekry. So dit was toe jy Dis twee skollies. Ja, dis terwyl ek nog in die Hooggeregshof was, ja. Maar ek self was nie betrokke daarbey nie. Dit was een van my kollegas was betrokke.